Byna die einde van ons program. In die Nuwe Testament lees ons Johannes hoofstuk 6, die vermeerdering van die brood. Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 1. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van die Jordaan toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus: "Waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet?" Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord toe: 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom: "Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 vissies, maar wat is dit vir so baie mense?" Toe sê Jesus: "Laat die mense gaan sit." Daar was baie gras op baie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en het uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke van die 5 garsbrode wat oorgebly het nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: "Hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom." Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder op die berg gegaan, hy alleen. Vers 16. Toe dit antwoord het Jesus sy disippels na die see toe gegaan, in 'n skei geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oorkant die see. Dit was al donker en Jesus was nog steeds nie by hulle terug nie. Daarby het die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skei kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle: "Dit is ek, moenie bang wees nie." Hulle was toe gewillig om hom in die skei te neem, en daarna het die skei by die land aangekom waar hulle op pad was. Brood uit die hemel, vers 22. Die mense wat oor kan die see was, het gesien dat daar net een skytjie is en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skei geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skytjies van die Tiberias aan, naby die plek waar die mense die brood geëet het nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie en sy disippels ook nie, het hulle in die skytjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle hom: "Rabbi, wanneer het u hierheen gekom?" En Jesus antwoord hulle: "Dit verseker ek julle. Julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Julle moenie werk vir voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat vir die ewige lewe kan gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen." Hulle vra hom toe: "Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?" En Jesus antwoord hulle: "Wat God van julle verlang is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het." Hulle sê toe vir hom: "Watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen?" "Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan: Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet." Jesus het hulle geantwoord: "Dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir hulle brood uit die hemel gegee het nie, maar is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee.
Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Meneer, gee ons tog altyd van hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my, tog glo julle nie my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Die Jode verstaan nie wat Jesus vir hulle sê nie. Vers 41. Die Jode het gemor omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hulle het gesê, is dit nie die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en sy ma, hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie, niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek nie, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader luister en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie. Net hy wat van God afkom, het die Vader gesien. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. Die brood wat ek sal gee is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet, bloed drink, bly in my, en ek in hom, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorheen ouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Vers 60. Ongeloof en geloof onder die disippels van Jesus. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus sy disippels gesê, wat hy nou sê is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het vanself geweet wat dat sy disippels hieroor mor en hy sê vir hulle, skrik dit julle af? Wat dan nog, as julle die Seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? Dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet dat wie nie in hom glo nie, en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom, as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Hieroor was baie van sy disippels omgedraai en huis toe gegaan en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nog nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe gee.
En ons glo vas, en ons weet dat U die Heilige van God is. Jesus het vir hulle daarop gesê, het ek nie self julle 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duiwel. Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot, bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Hierdie gedeelte is Johannes hoofstuk 6. Die laaste gedeeltes uit die lewe van Jesus voordat hy opgegaan het na Jerusalem om gekruisig te word. Maar baie duidelik sê die Here dat ons uit genade deur God se werking na hom toe geroep is, maar baie duidelik ook dat elkeen wat geroep is en dit aanvaar, sal nooit verwerp word nie. Nooit verwerp word nie. Wat 'n wonderlike versekering van die Here. Maar dan ook die wat nie geroep is nie, soos Judas Iskariot, word daar duidelik gewaarsku dat dit vir hulle beter sal wees om nooit gebore te gewees het nie. Want ons weet eintlik dat ons baie banger is vir die hel as vir die dood. Want die dood is maar net 'n fase wat deur ons gaan, na of die ewige lewe of na die ewige dood. Maar as ons in die ewige verdoemenis, in die verderf gaan, sonder Christus, sonder die Here, dit is absoluut skrikwekkend. Of is jy nie daarvoor bang nie? Of weet jy gaan soontoe of nie soontoe? Elke luisteraar wat nie weet nie, maak seker vandag dat jy 'n kind van die Here is, dat jy sy hand vat en sê, Here, ek wil U kind wees. Ek bedoel opreg, vra dit opreg vir die Here en jy sal dit wees tot in ewigheid. En elkeen wat daar bly en sy kind is, sal hy nooit verwerp nie. Sy versekering, nie myne of iemand anders nie. Dit is nie elke dag vir ons maklik, net soos wat die disippels en ander gelowiges nie alles verstaan het nie. En daarom moet ons gedurig die woord van die Here lees. Lees ook gerus weer Johannes hoofstuk 6, soos ons kry in die 83 vertaling. Dit is nie elke dag maklik nie, maar dit is moontlik. En die versekering wat die Here vir ons gee ons kalmte in hierdie lewe tot in ewigheid. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.